Ja, vanoggend, ek was so 'n bietjie uitgedaag in my eie persoonlike lewe om bietjie te praat oor hierdie tema engage om te wen. Ons is nie per ongeluk hier op aarde en sien maar net die tyd deur en wag die tyd deur nie. En vanoggend se tema gaan jou so raak, gaan jou gees so gryp, jou lewe glo ek gaan vanoggend verander. Jy gaan 'n nuwe bestemming hê, jy gaan opnuut dink oor jou lewe en die goed wat regtig werd is. En ek wil vanoggend praat oor die tema, jy kan nie alleen wen nie. Die skrif vir ons wenreeks is hierdie skrifgedeelte van Paulus in 1 Korintiërs 9 vers 24. Hardloop so dat jy die prys sal kan ontvang. Ek gaan nou vir julle die kernskrifte vanoggend lees, maar dit is die kernskrif vir die reeks. Hardloop so dat jy die prys sal ontvang. Nie almal wen nie. Sukses is uiteindelik, het ons gesê van die begin af, om jou lewe te posisioneer naby God se kragdrade, deur gehoorsaamheid. En wanneer jy die seën van die Here op jou gesin het, op jou lewe het, op jou werk het, net op jou het, sal jy ervaar dat alles wat jy doen, voer jy voorspoedigheid. Jy is dan 'n wenner. Dis wanneer God sy seën gebied, dat jy voorspoedig word. Ons gepraat oor jy kan nie wen sonder die regte gesindheid nie. Gesindheid is so belangrik in ons lewe. As jy iets sien wat verkeerd loop in hierdie wêreld, is dit iemand met 'n verkeerde gesindheid. Jy kan nie kies wat met jou gebeur nie, maar jy kan kies hoe jy daaroor dink, die gevoelens wat jy skep en jou gedrag. Ons het gepraat oor sukses. Kom nie sonder opoffering nie. Dit vat sacrifice om suksesvol te wees. Jy moet opgee om op te gaan. En ons het laasweek gepraat oor ware wenners in hierdie lewe kry wonde, maar dit word littekens. Vanoggend gaan ek met jou oor hierdie boodskap praat. Jy kan nie alleen wen nie. Jy gaan vanoggend in Jesus 'n voorbeeld sien. Een van die grootste, suksesvolste persone wat nog ooit geleef het, is Jesus. En jy gesien uit sy voorbeeld uit, hy het gehardloop om te wen. Hy het deur sy lewe gedemonstreer, ons moet wen in hierdie lewe. Jy kan nie maar net lewe sommer luk raak, asof jy maar net moet bestaan. Jy moet wen. En een van die uitnemendste prestasies van Jesus, was die feit gewees dat hy nie in eie belang gehardloop het nie. Niks wat hy gedoen het was regtig vir homself nie. Alles wat hy gedoen het was ten bate van my en jou wat vandag hier is. En sy nalatenskap was die redding en die betekenisvolle verhoudings wat hy vir 12 mense veroorsaak het. Dit skok my partykeer, jy weet, partykeer van vroeg vir my bediening af wil ek net hierdie duisende mense bereik en ek besef Jesus het maar net 12 bereik. Maar daai 12 het die wêreld verander. Want hy het geweet hoe om te wen en om te hardloop om te wen. En vanoggend in hierdie woord gaan jy hoor dat God mense op jou pad gebring het en elke dag op jou pad bring. En hy sit hulle binne in jou invloedskring. En jy kan besluit hoe jy hulle gaan beïnvloed. En jy kan wen in hierdie lewe deur om mense rondom jou te beïnvloed. So vanoggend se diens gaan baie besonder wees oor hardloop om te wen. Jesus het iets van sy begrip van sukses gedeel, toe hy sy hoëpriesterlike gebed gebid het in Johannes 17. En dit is so mooi, en eintlik die hoëpriesterlike gebed van Jesus is verskriklik naby aan toe hy nagmaal gehad het met sy disippels. Ons gaan vanoggend nagmaal hê. Maar is verskriklik interessant, in sy laaste gebed, is nou nie sy laaste gebed op aarde nie, maar sekerlik sy belangrikste gebed staan in Johannes 17. En hy sê hierdie woorde, hy sê, ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Ware sukses word nooit gemeet aan iets wat jy kry nie. Dis 'n bedrieglike vorm van sukses om te dink ek het hierdie mooi huis gekry vir die mooi werk of dit is nou sukses. Nee, sukses is iets wat jy gee. Dit is
om in die wil van die Here jou bediening te voltooi. Om te verstaan dat elkeen wat hier sit, van hier vooraf tot agter, het 'n doel. Miskien glo jy dit, miskien sê jy maar, hoor hierso, ek is so 'n bietjie oud, ek kan nie nog 'n doel hê nie. God het 'n plan en 'n doel vir jou lewe. En Jesus het dit gedemonstreer. Hy demonstreer ware sukses. Daar's so baie wat ons kan leer by Jesus se lewe. Jy weet, as jy Jesus se lewe fyn dophou, dan sal jy iets raak sien van, ten spyte van alles wat hy bereik het. Jy weet, dink net gegaan Jesus, nê? Ek bedoel die mees suksesvolste persoon wat ooit geleef het. Hy het nooit 'n boek geskryf nie, maar daar's meer boeke oor hom geskryf as oor enige ander saak op aarde. Dink gou vir 'n oomblik aan. Hy het nooit 'n hospitaal gebou nie, maar daar's meer hospitale gebou in sy naam as enige ander hospitaal wat gebou is in enige ander persoon se naam. Dink daaraan, Jesus het nooit 'n kind gehad nie. Maar daar's meer mense op aarde wat sy kinders genoem word as enige ander pa wat baie kinders gehad het. Dink daaraan, Jesus het nooit 'n gebou gebou nie. Maar die grootste aantal geboue wat op aarde bestaan is kerke. En almal word vernoem na hom. En die geheim van sy sukses was in hierdie paragraaf wat hy eendag sê. Hy sê, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as die losprys vir baie. Dit is fenomenaal om te dink aan Jesus. Wat sy grootste sukses toegeskryf is die feit dat hy het nie gestreef om homself te verryk nie. Hy het homself gegee vir mense. Nou, vanoggend, daar's 2 moeilike skrifgedeeltes in die Bybel, wat jy baie keer, jy weet, daar's mense wat sê, daar's skrifgedeeltes, daar's 10 skrifgedeeltes wat hulle wens, Jesus het nooit gesê nie. Hierdie is 2 van die 10. So, 2 van die 10 wat mense gewens het, Jesus het nooit gesê nie. En jy gaan hulle vanoggend hoor, en jy gaan vanoggend verstaan wat dit beteken. Die meeste van ons sal alles doen om ons eie lewens te red. Is dit nie waar nie? Regtig die waarheid. Ek het mense gesien op die slegste plekke van hulle lewe, en ook op die beste plekke van lewe. Daar's 'n inherente drang om alles te doen om jouself te red. En ek dink dit is waar ons groot fout lê. Want Jesus het dit duidelik gemaak, en dit is die een skrif wat hulle sê, Jesus, ek wens ek kon dit net uit die Bybel uitkrap. Jy weet, daai bladsy waar Jesus het gesê het, uitskeur. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Wat sê Jesus hier? Jesus sê eintlik hier, en geparafraseer in Ernest Basson se teologie, as jou lewe oor jou gaan jy nie uiteindelik dit verloor. Maar as jou lewe oor God gaan, en dit gee binne die doel, wat die Here vir jou lewe het, gaan jy 'n goeie, betekenisvolle en suksesvolle lewe vind. Stem julle saam? As jy nie saamstem nie, kom sien my na die tyd. Ek verloor my argumente. Hierdie een gaan ek definitief nie verloor nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. Wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Dit is vir daai skrifgedeelte beteken. Jim Elliot is 'n ou wat eendag 'n ding gesê het. Hy was in die 50er jare een van die grootste sendinge wat die wêreld ooit gesien het. Hy het sy hele lewe gegee om Indiana en Ecuador te bereik. En hy het eendag 'n ding gesê. Daai stelling het vir my soos 'n lewenslese geword. Hy sê, en ek gaan dit op die bord vir jou sit, He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Nou so 'n bietjie, dit maak jou brein so 'n bietjie die mekaar as jy dink aan daai woorde. Maar wat hy eintlik sê, hy sê iets verskriklik belangriks. En dit is dat ek en jy moet bepaal in die lewe, wat is die dinge wat regtig ewigheidswaarde het. As baie goed in ons lewe, en veral ons moderne mense,
Ons is so bevoorreg, ons besef dit party dan nie. Ons is so baie dinge in ons lewens. Jou lewe is so groot, anders as mense wat eeue terug geleef het. Maar partykeer raak jy verward oor wat is die goed wat regtig belangrik is. Hoor mooi weer sy woorde. He is no fool who gives what he cannot keep. Met ander woorde, daai dinge wat jy aan vashou, wat jy dink jy geval het, gaan jy val het nie. En jy kan leer hoe om daai goed te gebruik, om dinge te bereik, wat jy nooit kan verloor nie. Dis die reël van sukses. Ware sukses. Die vraag is, was Jesus regtig eerlik toe hy gesê het, wie sy lewe vind sal dit verloor, wie sy lewe verloor om my ontwil sal dit vind? Was hy eerlik geweest? Met ander woorde, jy weet, ek kyk nie na wat mense sê nie, ek kyk na wat hulle doen, dan weet ek wat hulle regtig glo. Dis maklik om dinge te sê, nê. Maar is 'n ander ding om daai ding wat jy nou net gesê het, te gaan leef, want dit is wat jy eintlik glo, daai ding wat jy leef. Glo Jesus regtig hierdie woorde? Ja, ons sien dit in sy lewe. Hoor 'n bietjie wat sê Paulus van Jesus. Hy sê, alhoewel hy self God was, wat sê hy eintlik? Hy het alles besit. Daar was niks wat hy nie gehad het nie. Het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie. Maar hy het dit prys gegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as 'n mens geleef het, het hy homself nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, tot die kruisdood toe. En dan gaan Paulus verder, en ek het dit nou nie op die bord vir nie, daarom het God my naam gegee bo elke naam. Jesus het dit geleef, hy weet wat dit is, om jou lewe te gee, vir iets wat die moeite werd is. Want jy sien, as jy regtig uitvind, wat is die goed wat regtig die moeite werd is? Waarvoor jy regtig jou lewe moet gee? Wat regtig belangrik is, en jy begin aandag te gee aan daai goed, is jy suksesvol. Jy gaan vind dat geld is vir ons almal baie belangrik, maar as jy dink jy kan geld vashou, dink 2 keer. Jy gaan alles wat geld kan koop, mag, posisie, status, gaan jy iewers weer verloor. Ek weet, ek klink nou baie filosofies die afgelope tyd, maar ek dink baie diep oor my eie lewe. Wat beteken my lewe? Waarin is die goed van ek tyd spandeer? Wat is die goed wat regtig belangrik is? Daardie huis, waarvoor jy so hard gewerk het, wat jy amper jou hele lewe se arbeid gegee het om dit af te betaal, daardie motor, daardie klere, daardie beroep. Ek is jammer om die nuus te breek, ek gaan iewers aan 'n einde kom. Jy gaan dit iewers verloor. Jy gaan weggeneem word. Jy gaan dood en jy gaan dit agterlaat. Daarom het Jesus waarsku, dis die tweede gedeelte, die tweede skrifgedeelte van die 10 wat mense wens Jesus het nooit gesê nie. Moenie veel skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar gaan julle hart wees. Wat Jesus hier sê is, maak 100% seker, dat die goed wat jy as waardevol beskou in jou hande, is goed wat tel en wat ewigheidswaarde het. Anders gaan jy aan die einde van jou lewe kom en skielik agterkom, maar jy het jou lewe gegee vir goeders wat niks werd is nie. En Jesus het dit bedoel, want Jesus het ons geleer, en miskien sê jy, maar ek het al baie daai skrif gedoen, waarvan praat hierdie skatte in die hemel? Wat is hierdie skatte? Daar's 3 skatte wat jy en ek het, net 3 skatte. Jy het niks meer nie, jy dink jy het meer, want jy het die vermoë om meer geld te maak as iemand anders nie, jy kan iets koop wat iemand anders nie kan koop nie, en so aan. Maar is regtig net
3 skatte wat elke persoon het. En die res is 'n bysaak. Die skatte is eerstens God. Dis die grootste skat wat in jou lewe kan hê, 'n verhouding met 'n persoonlike verhouding met 'n lewende God. Dis die ding wat as jy enigiets verloor, kan jy nog verloor, maar as jy God verloor, daarom het Jesus sê, wat baat dit die mens, dat hy die hele wêreld win, maar sy siel skade ly. God is die belangrikste een in jou lewe. Sonder God is jy spreekwoordelik dood in die water. En dood vir die ewigheid. Maar die volgende skat wat jy in jou hande het, is jou lewe. Die feit dat jy tyd het, die feit dat jy besluite kan maak, die feit dat jy asemhaal, dis 'n wonderlike voorreg. Jy weet, ek het al baie die storie vertel, maar 'n oom in ons gemeente hy was besig om te sterf van kanker. En dit was eintlik, jy kry daai oomblikke in jou lewe wat so diep is, so groot is, dat dit is letterlik life altering. Dit het my lewe verander. Want dit was hierdie oomblik waarin, en die oom, ek gaan nou nie sy naam noem, van julle ken hom baie goed, maar dierbare oom wat in ons gemeente was, 'n man van geloof en van God. Maar hy was besig om te sterf aan kanker in Kloof Hospitaal, en ek was nie lus om te gaan nie. Ja, dit is altyd terrible as iemand sterf aan kanker. Jy weet, ek het in my graad 10 jaar, 6 maande in die hospitaal deurgebring. Van daar af is ek baie allergies vir hospitaal. En daarom, as ek by jou uitkom in 'n hospitaal, moet jy die Here loof en dank, want dis 'n wonderwerk. Maar ek berei myself hier van Kolaas af voor, hierdie gaan moeilik wees. Nou kom ek by sy bed. Onthou, hierdie ou is nou besig om, sy familie het my gebel, hy is nou besig om te sterf. Die tannie is dalk vanoggend in die kerk. Hy is nou besig om te sterf. So nou berei ek myself voor, ernstig wees sterk, praat met myself, van onder af tot in sy kamer. Toe ek bo in sy kamer kom, en in my stem hoor, onthou, hy is nou besig om te sterf. Toe kyk hy op en hy sê vir my, ek is so bly om jou te sien. Vertel vir my, hoe gaan dit met Tersia? Vertel vir my alles van die seuns. Ek wil alles hoor van jou seuns. Want hy weet ek is lief om oor hulle te praat. En ek was geskok geweest. Ek sê vir oom, ek is nie nou hier om oor Tersia en my seuns te praat nie. Ek is hier om oor jou te praat. Om jou te help. Hy sê, man, ek gaan nie my tyd mors. Die laaste bietjie tyd wat ek het om oor myself te praat en oor my pyn en oor my smart nie. En ek het daai dag hierdie wonderlike les geleer by die oom. Man, solank jy nog asemhaal, is dit die laaste 2 minute. Maak dit tel. Maak dit tel. Doen iets met daardie tyd. Moenie depressief wees oor die tyd wat verby is nie. Sien die tyd wat jy nou het as jou lewe. Dis 'n gawe van God. Al is dit nie 10 minute, man. Haal asem en lewe voluit. Doen al die dinge wat jou bly maak en gelukkig maak. Want dis 'n gawe van die Here dat jy kan asemhaal. En dat jy kan lewe. Jy moet kyk na jouself. Jou lewe is 'n wonderlike skat wat jy in jou hande het. Maar die derde ding wat 'n skat is die mense in jou lewe. Miskien is jy geïrriteerd met die mense in jou lewe, met jou familie, met jou vriende, met almal wat om jou is. Maar dit is 'n wonderlike gawe van die Here. Die mense, die vrou wat langs jou sit, die man wat langs jou sit, die mense wat langs jou sit in hierdie groot geloofsfamilie vanoggend, is 'n skat van die Here in jou lewe. Jy besef dit nie, wanneer jy dit verloor, dan kom jy agter, hierdie is wonderlike mense om my. Partykeer irriteer hulle my, partykeer frustreer hulle my, maar hierdie is 'n wonderlike skat wat die Here in my hand gegee het. En dis wat Jesus bedoel het, toe hy gesê het, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis jou eerste skat, eerste gebod. En jou naaste moet jy lief hê, jou derde skat, net soos jouself, jou tweede skat. Jesus het dit gesê vir ons. Dis 'n suksesvolle lewe. Maak seker jy het God lief. Maak seker jy het jouself lief. Maak seker jy het jou naaste lief. Net soos jouself. En dit beteken by implikasie, en hier's waar my preek land. So jy hoef nie nou te wonder, Ernie, ek wil nie nou nog sê amen nie, maar ek is so bang jy gaan nog 'n verder.
Hier's waar ek amper gaan land. As jy alleen by die wenpaal aankom, het jy verloor. Want reg deur die skrif is dit 'n grondwaarheid. Saam. So om suksesvol te wees, beteken dat jy nie alleen reis nie. Dat jy saam met ander mense moet reis. Mense wat God in jou lewe geplaas het. En nou gaan ek Jesus se woorde lees, wat hy gesê het, in Johannes 17 vers 12. Hy het dit gebid. Hy sê, toe ek saam met hulle in die wêreld was, dis hierdie 12, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak. En nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, so die skrif vervul kan word. Hoor Jesus se woorde. Die wat u my gegee het. Al hang ek alleen op die kruis. Alleen. Het ek die wat u in my invloedskring geplaas het. Het ek voor gepreek, ek het hulle bewaak en ek het hulle deurgedra. En hy het nie net sy taak gesien as om te kom preek vir mense en om sy lewe te gee as 'n losprys aan 'n kruis vir die sonde van die mense nie. Hy het sy taak gesien om hierdie 12 mense wat God hom gegee het, deur te dra, deur te vat. En die betekenis van sy lewe het hy in hierdie vers gevind. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak. En nie een van hulle verlore laat gaan nie. Hy wys in sy hoëpriesterlike gebed, soos wat hierdie gebed beskou word in Johannes 17, dat God vra van ons om daardie skat wat hy aan ons gegee het, wat hy aan ons toevertrou het, te bewaar. Hier's 'n belangrike uitnodiging vir jou aan die einde van hierdie boodskap. God het mense aan jou toevertrou. Kan ek gevra die hoflikheid? Ouens, net die kaartjie uitdeel. Ek wil vir jou elkeen 'n kaartjie gee. Ek wil iets in jou hand gee wat jou kan help. Oor hoe kan jy soos Jesus suksesvol wees om daardie mense in jou lewe te bewaak en te bewaar? Hoe kan jy seker maak, ja natuurlik, ons kan 'n preek oor God, jou eerste skat, ons kan 'n preek oor jouself, jou tweede skat. Maar as jy 'n skat wil bymekaar maak in die hemel waar mot of roes nie verniel, die diewe nie inbreek en steel nie, hier's 'n manier hoe ons dit doen binne in Kollage gemeente. Jou opdrag van die Here is om te gaan en mense te beïnvloed, sodat hulle gered kan word en jy moet oor hulle waak. Nou miskien sê jy vanoggend Ernie, ek is glad nie 'n prediker nie. Dit is my baie moeilik om geestelike waarhede met mense te deel. Jy hoef nie, dis nie jou taak nie. Jou taak is nie om mense te red nie. Jy weet, ek het vir baie jare het ek foutiewelik probeer om mense te red. Toe kom ek agter ek is 'n totale mislukking. Ek kan nie een mens red nie. Dit is net die Heilige Gees wat mense kan red. Ek kan baie dinge doen, maar mense red kan ek nie. Maar ek wil jou 'n stuk gereedskap gee in jou hand vanoggend, wat jou kan help. Hoe kan jy by die wenpaal saam aankom met ander mense? Jesus het by die wenpaal met 12 ouens aangekom. Hoe kan jy by die wenpaal aankom saam met ander mense? Jou gesin, jou aan. So ons het 'n lese in ons gemeente. Jy het dit al baie gehoor. Oop harte, helder geloof tot 'n lewende hoop. En daardie 3 woorde val nie sommer net uit die lug uit nie. Dit beteken iets. Dit beteken iets van hoe kan jy mense help om jou? Wat moet jy doen om saam aan te kom by die wenpaal met ander mense? En hierdie kaartjie is gebou op daardie 3 waarhede. Hoe kan ons seker maak, ons kan eendag bid oor die wat U my gegee het, ek gewaak en die een van dit verlore gaan nie. Hoe kan ons dit met sekerheid doen? Die eerste plek is, ons moet 'n oop hart hê. Oop harte. Hoe het jy 'n oop hart? Maak jou hart oop. Jesus is
absoluut ons voorbeeld wat die Bybel sê, en ek bedoel, ek al een van die skrifgedeeltes aan wat hy gebruik het, want toe hy gesê het, toe Jesus uitgaan, jy gaan ook uit, jou huis uit. Jy gaan ook uit, vandag uit hierdie kerkgebou uit. Het hy die groot skare gesien, en innig jammer vir hulle gevoel, en hy het hulle siektes gesond gemaak. Hy het uitgegaan, hy het gekyk, hy het sy hart oopgemaak, hy het gevoel, en hy het iets vir hulle gedoen. Elke dag is daar vir jou duisende geleenthede om jou hart oop te maak vir iemand. En die fout wat ons altyd maak, is dat ons dink, as ons hart oopmaak, moet ons dadelik ons beursie oopmaak. Geld is die minste van mense se moeilikheid. Jy hoef nie jou beursie eers oop te maak nie. Maak net jou hart oop. En hoe maak jy jou hart oop? In die eerste plek, vra jy die vraag, vir wie moet ek my hart oopmaak? Here, vir wie moet ek my hart oopmaak? Daar staan dit, bid. Here, vir wie moet ek my hart oopmaak? In jou lewe het jy 'n invloedskring, wat ek nie kan hê nie. Ek begeer om julle invloedskringe te hê, om daar te kom preek, om daar te kom helder geloof te wys. Maar in jou lewe het jy invloedskring, en dis daai sirkels, wys dit gou daar op die bord, jy het 'n invloedskring. En daar sal jy sien, Christy, daai invloedskring, ja, julle was nou net daar gewees, net voor dit. Wie? Staan bo. Nee, nog so eentjie aan. Wie? In jou invloedskring het jy 'n gesin. Jy moet begin by jou gesin. Jou gesin is jou eerste gemeente. Begin by jou gesin, by jou eie kinders, by jou eie mense. En as jy by jou gesin begin het jy 'n tweede invloedskring in jou lewe, dis jou familie, jou vriende, jou bure. Jy het 'n buurman. En jy hoef nie vir jou buurman te preek en te vertel hoe Jesus gesterf het vir sy sondes nie. Jy hoef net jou hart oop te maak vir jou buurman. En vir die Here te vra, Here, gee my geleentheid om my geloof aan hierdie buurman te wys. Dan het jy jou kollegas, jou kennisse en die mense wat jy elke dag ontmoet by die petrolpompstasie, by die lughawe, waar jy ook al is in 'n vliegtuig, het jy mense wat jy ontmoet. En wat vra die Here vir jou? Maak dit jou hart oop. En sien 'n mens raak wat baie siektes en probleme het. Die disippels het oor die skare gekyk en mense gesien. Jesus het mense met probleme gesien, wat hy het met 'n hart gekyk. Die disippels se eerste reaksie is, ons kan nie almal help nie, so ons gaan ons hart vir niemand oopmaak nie. Jesus het gekom en gesê, ek kan een help, so ek maak my hart oop vir baie. En die Bybel sê, hy het hulle innig jammer gekry. Helder geloof. Jesus maak dit baie duidelik dat hy nie perfekte mense roep nie. En baie mense sê, ja, maar weet jy, as die ou nou eers weet hoe ek regtig is en om my foute, my tekortkominge. Jesus sê nie, jy moet jou heilige geloof hê nie. Hy sê, jy moet helder geloof hê. Wat bedoel hy? Jy sout vir die aarde. Die feit dat jy langs daai persoon in die vliegtuig sit, jy kan die verskil maak. En al wat jy moet wys is nie jou heiligheid nie, wat niemand is volmaak en perfek nie. Jy wys 'n helder geloof. Geloof nie jouself nie in wie Jesus is. Jy hoef niks verder, jy hoef niemand te oortuig van niks nie. Jy sê sout. Sout, jy kan nie eers agterkom of daar sout op die vleis is, totdat jy dit proe. Daai ou moet nie weet jy's 'n Christen nie, jy weet. Iemand het eendag gesê vir 'n ou wat in 'n vervolgde kerk is, hy sê, be a Christian, and if necessary, use words. Ons is so geneig vir ander mense te preek, maar vir mense preek nie, man. Wys net jou geloof in Jesus Christus. Wys net dat jy God vertrou. 'n Helder geloof. Ken jou geloof, leef jou geloof, deel jou geloof, tot 'n lewende hoop. Wat bedoel ons by lewende hoop? Hierdie gemeenskap is 'n gemeenskap van lewende hoop. Want jy kom hier in en hier is iemand wat vir jou bid. Hier is iemand wat jou help. Hier is iemand wat vir jou kos gee. Hier is iemand wat lief is vir jou. Maak nie saak wie jy is en wat jou naam is en waar jy vandaan kom en wat jou geskiedenis is nie. 'n Geloofsgemeenskap is 'n gemeenskap van hoop. Wat hoop gee vir jou. Jy gaan huis toe en jy voel, ja, ek sien weer kans vir die lewe. Nathanael, Filippus het van Nathanael gepreek. Nou, die waarheid is, Filippus kon nie van Nathanael verander nie. En die rede was waarskynlik omdat Filippus
Filippus dalk 'n paar geraamtes in sy kas in die verlede gehad het. So Nathanael het geweet wie Filippus is. En toe vertel al wat Filippus gedoen het, Nathanael vertel van Jesus. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? En Filippus sê, kom kyk. Moenie kyk na my nie, kom kyk na wie Jesus is. Een wat ek agterkom het in ons eie geloofsgemeenskap, is dat mense wat hier bykom, kom nie hierby omdat ons een van advertensie in die media geplaas het nie. Iemand het jou genooi, het gesê kom kyk. Wat 'n interessante ding is wat ek agterkom het in ons geloofsgemeenskap is dat die mense wat vandag in die kerk is genooi hiernatoe. Die mense wat hulle genooi het is lankal nie meer hier nie. Hulle bly op ander plekke. Maar jy is hier. Want iemand het vir jou gesê, kom kyk. En hoe doen ons die lewende hoop ding? Presies waarvoor die kaartjie sê, nooi iemand. Ontvang iemand. Kom saam met daardie persoon kerk toe. Jy mag nooit weet wat jou uitnodiging in daardie persoon se lewe kan veroorsaak nie. En stel daai persoon voor. Vat daai persoon na grief share toe. Vat daai persoon na iets toe waar sy vlak van jy hoef nie die werk te doen nie. Jy hoef net die persoon in koneksie te bring met iemand wat hom of haar kan help. En dit is hoe ons dit doen. Oop harte, helder geloof tot 'n lewende hoop. Ons het al jare hieroor gepraat. Sê ek moet hierdie ding op papier sit, dat ek mense kan help om te verstaan, hoe bereik jy mense? Hoe maak jy seker dat jy by die wenpaal aankom? En daar's iemand in wie se lewens jy 'n verskil gemaak het. Hier's 'n manier om dit te doen. Natuurlik kan ons jou leer hoe om iemand na die Here toe te lei. Om iemand te vergesel op daai pad waarin hulle Jesus leer ken as hulle verlosser en saligmaker. Maar as jy net hierdie gedoen het jy 'n massiewe tree geneem om suksesvol te wees en soos Jesus te kan sê aan die einde, hier hang ek, die wat U my gegee het, ek het regtig omgegee vir hulle. En ek wil regtig bid dat die Here jou sal gebruik om in jou omgewingskring, jou kring van invloed, mense te bereik, sodat jy 'n skat kan hê in die hemel. Jou skatte is nie jou geld, jou besittings, en so aan nie. Dis God in jou lewe, dis die skat wat jy bymekaar maak, jou verhouding met die Here, jou eie lewe wat jy geleef het, dit wat jy gedoen het en nie gedoen het nie. Paulus is baie duideliker oor in 1 Korintiërs 3. En laastens die mense wat jy beïnvloed, jou eie kinders, jou vrou, jou vriende, die sout wat jy was vir die aarde hier op die aarde. Ek wil regtig bid dat die Here jou sal bedien, dat jy hierdie uitnodiging sal aanvaar en dat jy iets sal doen, 'n oop hart sal hê, 'n helder geloof sal uitstraal wie Jesus is, tot 'n lewende hoop, dat jy hulle sal bring om Jesus Christus te dien, te ken, te aanbid en genees te word. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons by mekaar kan wees vanoggend. Ja, toe U daar in die kruis gehang het, het U nie alleen gehang nie. U was alleen. Maar U het nie alleen gehang nie, want daar was skatte wat U by mekaar gemaak het, wat vir iets getel het. Here, help ons om skatte by mekaar te maak wat ewigheidswaarde het. Here, ja, ons moet werk, ons moet geld verdien, ons moet huise koop, ons moet 'n motors ry, ons moet kos koop, ons moet klere aantrek. Maar Here, U het konsekwent elke keer gesê, die lewe is meer as die klere en as die voedsel. Help ons vanoggend, Here, om te fokus op die skatte wat U aan ons gegee het. U is ons grootste beloning, 'n verhouding met U. Ons lewe, die feit dat ons asemhaal, die feit dat ek 'n naam het, 'n identiteit het, dis 'n skat. Maak nie saak hoe ek na myself kyk nie, Here, help my om te sien dat ek 'n gawe is. Help my om te sien dat mense om my diamante is. Met foute, met vlekke, donker kolle soos diamante partykeer het, maar diamante wat onvervangbaar is. En help ons om daardie diamante te kry, sodat hulle uiteindelik ook skatte kan bymekaar maak.
waar mot of roes dit nie kan verniel of steel nie. Here, help ons om so te lewe, dat ons suksesvol is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, ek is so 'n bietjie oor die tyd en ek vra om vergifnis daarvoor. Ek het 2 keer aangekondig ek land met die vliegtuig moes sirkel. Seker te maak julle kry die woord. Ons gaan nou dadelik die nagmaal uitdeel en ek gaan vra dat die nagmaal uitgedeel word en kom ons geniet hierdie heilige oomblik. Nagmaal is 'n heilige oomblik. Is 'n sakrament wat Jesus ingestel het. Toe Jesus dit ingestel het, ja, imagine daar in die boefretrek. Ek was al baie in daai boefretrek in Jerusalem waar hulle sê dat Jesus die nagmaal uitgedeel het en dan sit ek daar en dink ek, hoe was dit daai laaste aand? Jesus kyk oor hulle, hulle besef nie, dit is binnekort verby en Jesus dink, hy is eintlik spreek woordelik op sy sterfbed, nee. Hy dink oor hulle. Hy dink, dit is die laaste oomblik nou met hulle. Dit is die laaste oomblik wat ek nou met hulle spandeer. Hulle het nie geweet, hulle het dit nie gekoester nie, maar hy het dit gekoester. En hy het kort na hierdie nagmaal is dit wat hy gebid het, oor die wat U my gegee het, ek gewaak en nie een van dit verlore gegaan nie. En ek is oortuig, hy het daar gesit en terwyl hy so na hulle gekyk het, vir hulle gebid. Besef dat hy is op pad uit, maar hulle is hier. Hulle is die ouens wat die wêreld gaan verander. Natuurlik het hy geweet, een gaan hom verraai, ons weet presies wat daai aand gebeur het met die een wat verraai het. Hy het geweet, hy gaan hom verraai. Maar hy het na die 11 gekyk en hy het gesien. Ek dink hy het ons gesien in die kerkgebou in Kollaas vanoggend. Hy het gesien wat hierdie skat gaan verander. Wat hierdie skat gaan bereik, hoe die wêreld getransformeer gaan word. En hy was bereid om in die kruis te gaan hang daarvoor. En mag ons dit eer. Hy sê dan vir sy disippels hierdie woorde. Hy sê, eet hierdie brood tot my gedagtenis. Drink hierdie wyn tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle dit eet en dit drink, verkondig julle my dood, totdat ek weer kom. Hy sê vir hulle, ek gaan dit op 'n ander gedeelte, ek gaan dit opnuut saam met julle eendag drink in die hemel. Waarin julle gaan besef dat dit wat julle bymekaar gemaak het, die 3 skatte, het ewigheidswaarde. So kom ons wag tot almal gekry het en dan gaan ons dit saam gebruik vir oggend. Het almal gekry? Kom in eerbied voor die Here, kom ons staan wanneer ons die nagmaal gebruik vir oggend. In groot respek voor 'n lewende God wat ons is die skatte wat hy bymekaar gemaak het vir oggend. Ons is sy prys, ons is sy skatte wat hy bymekaar gemaak het vir 'n ewigheid. En kom ons neem die brood vir oggend en ons dink aan sy liggaam. Hy het sy liggaam gegee sodat ons 'n skat kan wees. Kom ons gebruik dit. Hy het sy bloed gegee sodat ons gewas kan word van ons sondes en ons ongeregtighede, sodat ons genesing kan ontvang van alles wat ons lewens raak. Kom ons gebruik dit. Here, dankie vir u liggaam, die brood. Dankie vir die beker, u bloed.
Dankie vir dit wat dit in ons lewens beteken. Vir 'n paar oomblikke vanoggend, vir 'n uurtjie van ons lewe, vir 'n uur en 11 minute kon ons fokus op dit wat regtig belangrik is. En Here, ons wil nou alles vir U sê, ons het U werklik lief. Dankie Here vir wie U is. Amen.